Goeiemôre geliefdes en welkom weer eens by die Afrikaanse Evangeliese Kerk in Ierland. Geliefdes, ons gaan vanoggend voort in ons reeks deur die briewe aan die Tessalonisense. En vanoggend wil ek met julle gesels oor ware bekerings. Ware bekerings. En ons skrifgedeelte is 1 Tessalonisense 1 verse 5 tot 8. 1 Tessalonisense 1 5 tot 8. Maar voor ons dan nou na die Tessalonisense toe gaan, kom ons maak net eers die oë toe. Hemelse Vader, baie dankie, Here, weer eens vir 'n nuwe dag. Here, dankie dat U vir ons die geleentheid gee om weer in die woord tyd deur te bring. Here, en ek vra vanmôre dat U elkeen wat luister, sy ore sal oopmaak om werklik te luister en te hoor. Here, om hierdie belangrike boodskap, wat 'n baie relevante vraag is deesdae. Wat is ware bekering? Om hierdie antwoord te kry hierop. Here, help elkeen wat ore het om te hoor, ook om te verstaan, en hierdie boodskap in my harte te bewaar. Here, en dan vra ek U weer eens, seën my Here, raak my lippe aan en spreek U deur my. In Jesus naam, amen. Geliefdes, in my pastorale bediening het ek al dikwels tye gehad waar ek gewonder het of die persoon met wie ek te doen het, werklik bekeerd was. Julle het dit waarskynlik al dieselfde ervaring gehad met iemand wat beweer dat hy in Christus glo, maar wie se lewe nie sy of haar bewering staaf nie. Miskien wonder jy soms oor jouself, en sê, hoe kan ek weet of ek werklik bekeerd is? En dis nie net 'n akademiese vraag nie, aangesien dit oor 'n mens se ewige bestemming gaan. En Paulus sê vir hierdie nuwe gelowiges in Christus dat hy weet dat God hulle liefhet en hulle vir verlossing gekies het in vers 4 van hoofstuk 1. Maar hoe het hy dit geweet? In ons teks gee hy sy redes waarom hy weet dat die Tessalonisense uitverkore is. Eerstens verwys hy na die ervaring van die evangeliste, wat die krag van die Heilige Gees wat deur hulle werk aangevoel het, toe hulle die evangelie daar verkondig het in vers 5. En die Tessalonisense kon weet dat hulle uitverkore was, omdat die evangelie met soveel krag deur die apostels na hulle gekom het. En tweedens kon Paulus die gevolge in die lewens van die Tessalonisense sien, soos ons in vers 6 tot 8 dan sien. Want hulle lewens is duidelik verander toe hulle die woord met vreugde ontvang het, ten spyte van baie vervolging, en hulle die evangelie dan ook aan ander versprei het. En alhoewel dit nie volledig is nie, wys hierdie verse vir ons 'n paar tekens van ware bekering. En ware bekering kom deur getroue getuies wat die evangelie en die krag van die Gees aanbied, wat dan lei tot veranderde lewens en wat dan die evangelie aan ander versprei. So kom ons kyk na hierdie 3 punte. Eerstens, ware bekerings kom deur getroue getuies wat die evangelie en die krag van die Gees aanbied. Vers 5 sê, want ons evangelie tot julle nie gekom in woord alleen nie, maar ook in krag en in die Heilige Gees en in volle versekerdheid, soos julle weet hoe danig ons onder julle om julle ontwil gewees het. En hierdie woordjie want, wat die vers mee begin, gee die eerste rede waarom Paulus geweet het dat hierdie mense deur God gekies is en dus waarlik bekeerd was. Hy sê die evangelie het nie na hulle gekom as 'n filosofiese lesing of deur godsdienstige bedrieërs nie, maar eerder in die krag van die Heilige Gees, deur manne van integriteit wat ten volle oortuig was van die waarheid van die boodskap. En ons kan hierdie dan ook weer in 4 aspekte verdeel. Eerstens, ware bekering vereis dat die evangelie aangebied word. Paulus verwys na die boodskap wat hy verkondig het as ons evangelie. Soms het hy dit die evangelie van God genoem, aangesien dit 'n boodskap van goeie nuus is wat by God ontstaan en dan van hom na ons kom. Soos hy ook noem in 1 Tessalonisense 2 vers 2 en 8 en 9. Markus 1 vers 14 sê dit ook, Romeine 1 vers 1, 2 Korintiërs 9 vers 7, 1 Petrus 4 vers 17. En omdat dit die evangelie van God is, om dit so te noem, bevestig die gesag van die boodskap. Dis nie 'n menslik bedinkte godsdienstige filosofie nie, maar eerder 'n boodskap van die lewende God,
en die ware God na ons te kom. En om dit te verwerp sou wees om die gesag van die opperheerser van die heelal te verwerp. En op ander kere noem Paulus dit die evangelie van Christus, omdat dit goeie nuus is wat fokus op die persoon en die werk van die Messias, die beloofde verlosser. Soos ons in 1 Tessalonisense 3 vers 2, 1 Korintiërs 9 vers 2, 2 Korintiërs 2 vers 12, 2 Korintiërs 9 vers 13, 10 vers 14, Galasiërs 1 vers 7 en ook Filippense 1 vers 27 sien. Want hy het onsself aan die kruis gegee as die plaasvervanger van ons sondes. En God het hom liggaamlik uit die dood opgewek om te bevestig dat hy die dood van sy seun as die voldoende offer aanvaar vir almal wat in hom glo. Paulus noem dit ook die evangelie van ons Here Jesus in 2 Tessalonisense 1 vers 8. Omdat die goeie nuus fokus op die glorieryke waarheid dat die Here God menslike vlees aangeneem het in die persoon van Jesus. En om hierdie goeie nuus te omhels, vereis dat ons lewens aan Jesus as verlosser en Here onderwerp. Maar hier verwys Paulus daarna as ons evangelie. Ons sy eie ervaring van die aanvaarding van die evangelie as waar te weerspieël en die feit dat dit aan hom toevertrou is om te verkondig. Dit kan vergelyk met 2 Tessalonisense 2 vers 14 en 2 Korintiërs 4 vers 3. Maar hier sê Paulus dat sy evangelie nie in woord alleen na hulle gekom het nie, maar dit het natuurlik wel deur woorde na hulle gekom. Maar in ons postmoderne tyd verminder sommige die belangrikheid van woorde of leerstellings en sê dat nee, ons lewens en dade moet die evangelie sonder woorde kommunikeer. As daai ou gesegdetjie wat ons sê, verkondig die evangelie daagliks en as nodig gebruik woorde. En ek stem nie daarmee saam nie. Maar soos ons aan die einde van vers 5 kan sien, het Paulus sy lewe, sy woorde ondersteun. Maar woorde was nodig om die waarheid van die evangelie oor te dra. Ons moet die evangelie duidelik en verstaanbare woorde aanbied, sodat mense wat werklik bekeer kan word. In 1 Korintiërs 15 vers 3 tot 4, in die konteks van die verdediging van Jesus se liggaamlike opstanding, het Paulus 'n bondige stelling van die inhoud van die evangelie geskryf, waar hy gesê het, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte. So die essensiële feite hier is eerstens, ons het teen die heilige God gesondig. Tweedens, Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Baie skrifgedeeltes kan aangehaal word, maar geen een is duideliker hieroor as Jesaja 53 vers 5 tot 6 nie, wat sê, maar hy is terwille maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Maar dan ook derdens, Christus is begrawe, wat bewys dat hy werklik gesterf het, en hy is op die derde dag opgewek volgens die skrif. Want as Jesus nie gesterf het nie, dan sou hy nie die loon van ons sonde, naamlik die dood, betaal het nie. En as hy in die graf gebly het, dan sou ons geen versekering hê dat die Vader sy dood as voldoende betaling vir ons sondes aanvaar het nie. Die feit dat Jesus op die derde dag opgewek is, was ook volgens die skrif. Want Jesus het gesê dat sy opstanding 'n vervulling was van die teken van Jona, wat 3 dae en nagte in die maag van die groot vis was. In Matteus 12 vers 39 tot 41 en ook in Matteus 16 vers 4. En nog 'n noodsaaklike feit wat Paulus nie in 1 Korintiërs 15 vers 3 tot 4 insluit nie, maar elders herhaaldelik beklemtoon, soos in Handelinge 16 vers 31 en Romeine 1 vers 16 en 3 vers 22 en Efesiërs 2 vers 8 en 9, is die vierde punt, met ander woorde dat ons op die evangelie moet reageer deur in die Here Jesus Christus te glo. En Paulus se evangelie gaan nie hoofsaaklik oor hoe Jesus jou met jou huwelik kan help, of jou kan help om jou kinders groot te maak, of jou te help om jou besigheid te slaag, of jou met emosionele probleme te help nie, alhoewel hy al hierdie dinge en meer kan doen. Maar die evangelie is eerder die boodskap dat ons sondes, of dat ons sondaars is, wat God se ewige oordeel verdien, maar Jesus red almal wat in hom glo,
van die toekomstige toren, soos vers 10 van hierdie hoofstuk vir ons sê. So vir ware bekerings om plaas te vind, moet ons die inhoud van die evangelie duidelik aanbied in woorde wat mense kan verstaan, soos Kolossense 4 vers 3 tot 4 ons ook leer. En dan tweedens, ware bekering vereis dat die woorde van die evangelie verkondig word in die krag van die Heilige Gees. Want volgens vers 5 het Paulus die evangelie nie gekom in woord alleen nie, maar ook in krag en in die Heilige Gees. En sommige sê dit verwys na wonderwerke wat God deur Paulus en die ander evangeliste gedoen het toe hulle in Thessalonika was. En alhoewel dit waar mag wees, aangesien God dikwels die evangelie deur wonderwerke deur die hande van die apostels bevestig het, soos ons in Hebreërs 2 vers 3 tot 4 sien, dink ek tog dat Paulus verwys na die veranderinge wat in die harte van die Tessalonisense plaasgevind het deur die Heilige Gees toe hulle die evangelie gehoor het. En dit word ook onderskryf hierdie idee deur G.K. Beale in sy First and Second Thessalonians, en Leon Morris in the First and Second Epistles to the Thessalonians, waar hy dit so stel, hy sê op baie plekke sien ons bewyse dat die evangelie krag is, want God is daarin, vergelyk Romeine 1 vers 16, dit is nie bloot dat die evangelie van krag vertel nie, alhoewel dit ook waar is, maar wanneer die evangelie verkondig word, is God daar en is God aan die werk. En daardie effektiewe krag van die evangelie kom deur die werking van die derde persoon van die drie-eenheid, die Heilige Gees, wat gewerk het om die oorspronklike skepping teweeg te bring in Genesis 1 vers 2. En nou werk hy om die nuwe skepping of die nuwe geboorte te bewerkstellig, soos ons in Johannes 3 vers 5 tot 8 sien, en ook in 2 Korintiërs 4 vers 4 tot 6. Antwoord, dit beteken dat ware bekering nie afhang van gladde verkoopstegnieke of kragtige retoriek of oortuigende logika van die evangeliste kant nie. Alhoewel ons wys en oortuigend moet wees wanneer ons die evangelie aanbied, maar agter dit alles moet ons bid dat die Heilige Gees kragtig sal werk om blinde oë oop te maak vir die waarheid van die evangelie van die heerlikheid van Christus, soos Paulus in 2 Korintiërs 4 vers 4 tot 6 vir ons sê. Ware bekering is nie net om 'n persoon te kry om 'n besluit te neem of om die sondaarsgebed te bid nie, maar die Heilige Gees moet eerder nuwe lewe gee. En dan derdens, ware bekering kom deur diegene wat volle oortuiging van die waarheid van die evangelie het, omdat hulle die lewensveranderende krag daarvan ervaar het. En sommige soos Spurgeon in sy Metropolitan Tabernacle Pulpit en F.F. Bruce in sy World Bible Commentary, First and Second Thessalonians, verstaan volle oortuiging as verwysing na die versekering of die diep innerlike oortuiging van die waarheid wat die Tessalonisense gehad het nadat hulle geglo het. Maar die eerste twee dele van die vers verwys na die manier waarop die evangelie na die Tessalonisense gekom het. So ek glo dis meer waarskynlik dat die derde deel verwys na die oortuiging wat Paulus, Silas en Timoteus gehad het toe hulle die evangelie daar verkondig het. Nadat Paulus geslaan en verkeerdelik in Filippi gevange geneem is, soos hy in hoofstuk 2 vers 2 vir ons sê, sou dit mos natuurlik gewees het vir hom om 'n bietjie meer versigtig in Thessalonika te wees. Maar sy eie vrymoedigheid het vir hom bevestig dat die Heilige Gees deur hom gewerk het. En Paulus was ook ten volle oortuig van die waarheid van die evangelie, omdat hy self die lewensveranderende krag daarvan op die Damaskuspad ervaar het. Onthou, soos julle weet, het hy Christene ewig vervolg, toe die Here hom daar neergeslaan, hom verblind en hom 180 grade gedraai het, sodat hy Christus daarna met vrymoedigheid verkondig het, selfs te midde van herhaalde teestand en vervolging. En hierdie verhaal van Paulus se dramatiese bekering word 3 keer in die boek Handelinge herhaal, in hoofstuk 9 vers 1 tot 22, in hoofstuk 22 vers 3 tot 21 en hoofstuk 26 vers 4 tot 18. Met 2 van daardie geleenthede het Paulus sy getuienis gebruik om te getuig, een keer teenoor die woedende skare in die tempel in Jerusalem en die ander keer teenoor koning Agrippa, soos ons ook in Galasiërs 1 vers 13 tot 17 sien. God het Paulus se volle oortuiging van die waarheid van die evangelie gebruik om die waarheid kragtig na die harte van die Tessalonisense te bring. En nou dink baie van julle dalk, dis wonderlik vir iemand soos Paulus wat 'n dramatiese bekeringsverhaal gehad het, maar ek het in die kerk groot geword. Ek weet nie eens wanneer ek gered is nie. Ek het nie so 'n dramatiese storie om te vertel nie. En dis baie mense se verhaal. Maar jy hoef nie 'n skouspelagtige skielike bekeringsverhaal te hê
om 'n effektiewe getuie vir Christus te wees. As jy hom ken, weet jy dat hy jou hart verander het. Want voor jy gered is, was dit rotine om 'n Christen te wees. Dit was hoe jy groot gemaak is. Jy het kerk toe gegaan, jy het deur al die aksies gegaan, en jy was waarskynlik uiterlik baie moreel. Maar jy het nie vir God en sy woord lief gehad nie. Jy het nie jou sonde gehaat nie. Jy het waarskynlik gedink dat jy hemel toe sou gaan omdat jy 'n redelike goeie mens is. Maar toe God jou gered het, het hy jou oë oopgemaak vir jou selfgeregtigheid, jou trots, jou welis, jou gierigheid, jou selfsug en baie ander sondes. Hy het bekering in jou hart bewerkstellig, soos Handelinge 11 vers 18 sê. En dan as jy sien hoeveel hy jou vergewe het, dan het jy Jesus baie lief. Soos Lukas 7 vers 37 tot 50 vir ons sê. En soos wat jy die evangelie begin verstaan en glo, groei jy om die skoonheid van Jesus te sien en hoe hy honderde skrifgedeeltes vervul het. En jy kom so tot 'n volle oortuiging van die waarheid van die evangelie, omdat God jou hart verander het toe jy geglo het. En dit maak jou 'n meer effektiewe getuie vir Christus. En dan vierdens, ware bekering kom deur getuies wie se lewens hulle boodskap ondersteun. Want Paulus voeg hier in hoofstuk in vers 5 by, hy sê, soos julle weet hoe danig ons onder julle om julle ontwil gewees het. Want hy en Silas en Timoteus was manne van integriteit. Hulle het nie gepreek om mense se lof te kry of om ryk te word uit die evangelie nie. Hulle het openlik voor God geleef om hom te behaag, nie mense nie. 1 Tessalonisense 2 vers 4 tot 6 stel dit duidelik. Johannes Calvin het dalk kan ons sê 'n humoristiese kommentaar gelewer oor hoe predikers gehoorsaam moet wees aan wat hulle die gemeente vooraanspoor. En hy het gesê soos aangehaal deur T.H. Parker in Calvin's Preaching, het hy gesê, dit sou beter wees vir hom om sy nek te breek terwyl hy op die kansel klim, as hy nie moeite doen om die eerste te wees om God te volg nie. In ander woorde, as jy nie leef om God op hartsvlak te behaag nie, bly asseblief stil daaroor om 'n Christen te wees. Jy sal meer skade as goed doen vir die saak van Christus, as jou lewe nie die waarheid van die evangelie ondersteun nie. As iemand, ek het nou eendag met iemand gesels en gesê, as iemand vir jou moet sê hy's 'n Christen, is hy jou waarskynlik nie. En ek praat nie van perfeksie nie, maar eerder van integriteit. Skynheiligheid keer mense weg of verhinder hulle om die waarheid te sien van wie Christus werklik is. Ware bekerings kom deur getroue getuies wat die evangelie en die krag van die Heilige Gees aanbied. En dan tweedens, ons tweede hoofpunt, ware bekerings lei tot veranderde lewens wat die evangelie ook aan ander versprei. Vers 6 tot 8 sê vir ons, en julle het navolgers van ons geword en van die Here deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het met die blydskap van die Heilige Gees, sodat julle voorbeelde geword het vir al die gelowiges in Macedonië en Agaia. Want van julle uit het die woord van die Here weer klink, nie alleen in Macedonië en Agaia nie, maar ook op elke plek het hulle geloof in God uitgegaan, sodat ons nie nodig het om daar iets van te sê nie. Weerens wil ek hê ons moet hier op 4 dinge let. Eerstens, ware bekeerlinge begeer om soos die Here self te word. Vers 6 sê Paulus, julle het ook navolgers van ons en van die Here geword. En nou wonder jy dalk, is Paulus dalk nie arrogant om vir die mense te sê om hom na te boots soos hy Christus nagebootst het nie. Hy sê dit ook in 1 Korintiërs 4 vers 4 en in 1 Korintiërs 11 vers 11, vers 1, Filippense 3 vers 17, maar ons sien dit ook in 1 Petrus 5 vers 3. Maar die feit is, elkeen van ons is 'n voorbeeld vir ander. Het sy van Christelike gedrag of van selfsugtige sondige gedrag. En dis veral waar vir ouers. Onthou, jou kinders volg jou voorbeeld na. En hierdie ding het my pynlik getref jare gelede toe my oudste dogter nog 'n kleutertjie was, Peter. Ek was in die woonkamer, of ek het hier in die woonkamer geloop en iets op die televisie het my aandag getrek en ek kan nie eens onthou wat dit was nie, maar daar iets wat hulle daaroor berig gegee het en onwillekeurig het ek 'n kragwoord geuiter. En die oomblik na ek dit geuiter het, toe hoor ek hier reg agter my 'n stemmetjie, daardie selfde kragwoord herhaal.
Ek het my boeglam geskrik. En dadelik het ek gedink, ag nee, my kosbare kleinig deur hierdie woord by haar oom. En ek het die Here om vergifnis gevra en die swaar verantwoordelikheid op my besef om 'n voorbeeld van Christus gelykvormigheid vir my kinders en andersin te wees het my getref. En weer eens, ek sê nie dit beteken nie perfeksie nie, maar werklikheid in jou wandel met Christus. Wanneer jy vir jou kinders sondig en jy sal, ons almal doen dit. Vra hulle om vergifnis en verduidelik dat jy die Here se vergifnis gevra het en dat jy ons steeds probeer gehoorsaam. Paulus noem sy en sy metgesel as 'n voorbeeld vir Christus, want dit was deur hulle dat die Tessalonisense die eerste keer die werklikheid van die evangelie gesien het. Hulle het gehoor hoe God Paulus verander het van 'n godslasteraar, 'n vervolger en 'n gewelddadige aggressor, soos in vers 13 sien. En hy het verander na 'n man wat bereid was om sy lewe af te lê, sodat ander die verlosser kon leer ken. En daardie soort verandering is altyd aantreklik. En so is die Tessalonisense verander van selfgesentreerde, plesiersoekende heidene na liefde vir Christus en die begeerte om soos hy te wees. Ware bekering sluit altyd bekering van sonde in, soos ons in vers 9 sien. Tweedens, ware bekeerlinge verwelkom die woord met vreugde, selfs te midde van vervolging. Want die Tessalonisense het die woord in groot verdrukking ontvang met die blydskap van die Heilige Gees, sê vers 6. Ware bekering, of ware vreugde, kom nie van gemaklike omstandighede of die afwesigheid van beproewinge nie, maar van die Heilige Gees, sê Paulus ook in Galasiërs 5 vers 22. En vandag word baie mense gelei om te glo dat as hulle op Christus vertrou, hulle beproewinge sal verdwyn. Hulle sal 'n oorvloedige lewe hê, wat dikwels aangebied word as finansiële voorspoed en wonderbaarlike genesing van elke siekte. Maar dis 'n valse evangelie, en diegene wat daardeur mislei word, is dikwels onvoorbereid en teleurgesteld wanneer beproewinge toeslaan. En dan kom hulle tot die gevolgtrekking dat die Christendom dan nou nie waar mag wees nie. Maar Jesus het sy disippels duidelik voorberei vir ontbering en vervolging. Hy het in Matteus 5 vers 11 tot 12 vir hulle gesê, salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerlei kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Hy sê nie as julle nie, hy sê wanneer die mense julle beledig en vervolg. En toe Paulus mense na Christus gelei het, het hy dit opgevolg deur vir hulle te sê in Handelinge 14 vers 22, ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan. En van sy eie beproewinge het hy geskryf in Romeine 5 vers 3 tot 5. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. En Jakobus het in Jakobus 1 vers 2 tot 4 geskryf, ag dit louter vreugde my broeders wanneer julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom. En Paulus het aan gelowiges wat verskriklike vervolging onder Nero verduur het en geskryf in 1 Petrus 4 vers 12 tot 13, geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle, wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie, maar na mate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. En gedurende sy relatiewe kort tydjie in Tessalonika het Paulus hierdie nuwe gelowiges geleer om verdrukking te verwag, want ons is daarvoor bestem, soos in 1 Tessalonisense 3 vers 3 tot 4 sê. So ons moet dus die dwaalleer verwerp dat die evangelie gesondheid en rykdom bring, as jy net genoeg geloof het. Ware bekeerlinge ervaar eerder die vreugde van die Heilige Gees, wanneer hulle moeilike beproewinge en vervolginge teekom. En dan derdens, ware bekeerlinge word voorbeelde vir ander. Verskoon net 'n oomblik.
Paulus sê in vers 7, sodat julle voorbeelde geword het vir al die gelowiges in Macedonië en Agaia. En dis die enigste vers in die Nuwe Testament waar 'n gemeente as 'n model vir ander kerke voorgehou word. En soos ek reeds gesê het, is jy 'n voorbeeld vir ander. En die enigste vraag is, watter soort voorbeeld is jy? Jou kinders leer uit jou voorbeeld. Jonger gelowiges kyk hoe jy leef om te leer hoe hulle moet reageer wanneer beproewinge toeslaan of wanneer dinge nie verloop soos hulle gehoop het nie. En wat hulle moet sien, is jou vreugde in die Heilige Gees en jou geloof in God. Nou vierdens, ware bekeerlinge versprei die evangelie aan ander, beide plaaslik en verder. Vers 8 sê, want van julle het die woord van die Here verklink, nie alleen in Macedonië en Agaia nie, maar ook op elke plek het julle geloof in God uitgegaan, sodat ons nie nodig het om daar iets van te sê nie. En hier sê die woord van die Here verwys na die evangelie. En dit kom tot ons van die Here, nie van enige menslike godsdienstige filosoof of teoloog nie. Dit fokus op die Here Jesus wat homself aan die kruis gegee het vir ons sondes. Dus kan ons dit met vertroue aan ander weerklink. En hierdie Griekse werkwoord wat as weerklink vertaal word, kom slegs hier in die Nuwe Testament voor. En dit is 'n versterkte vorm van 'n swakker werkwoord waaruit ons die woord ego kry. In ander literatuur buite die Bybel is dit gebruik vir 'n donderslag of die harde geroep van 'n menigte of 'n gerug wat oral versprei of die geluid van 'n harde basuin. Dit beteken dat die Tessalonisense nie met monde vol tande spreekwoordelik was toe dit gekom het om mense van Jesus te vertel. En het verbaas my altyd dat selfs Paulus gevra het vir gebed, dat hy met vrymoedigheid die evangelie sou verkondig, soos ons sien in Efesiërs 6 vers 19 en 20. Dit sou daarop dui dat ons almal vrymoedigheid en getuienis op ons persoonlike gebedslyste moet plaas. En ek wil afsluit. Ware bekering kom dus deur getroue getuies wat die evangelie en die krag van die Heilige Gees aanbied, wat lei tot veranderende lewens, wat vreugdevol ontberinge verduur terwyl hulle die evangelie aan ander versprei. En soos ek gesê het, daar is meer toetse vir ware bekering in die Nuwe Testament. Die brief van 1 Johannes gee 3 hooftoetse. Eerste is teologies, glo in die waarheid oor wie Jesus is. Moreel, gehoorsaamheid aan God se gebooie. En nommer 3, sosiaal, liefde vir ander. Dit is volgens Robert Law in sy The Test of Life, soos aangebied deur John Stott in The Epistles of John. Ons tyd van soveel nagemaakte Christendom, maak seker dat jy werklik bekeer is. En dan help ander om eg in hulle geloof te wees. Amen. Kom ons maak die oë toe. Here Jesus, baie dankie Here vir hierdie woord. Dankie Here dat U vir ons wys wat dit is om 'n waarlike bekeerling te wees. Here, help ons dat wanneer ons hierdie woord in krag ontvang het, dat ons dit ook in krag sal uitdra, maar dat dit ook in ons lewenswyse sal wys en dat ons ander ook kan help om 'n ware bekering te leef. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, dankie dat julle saam geluister het tot hier. Mag hierdie woord vanoggend weer vir julle voeding vir julle siele wees. En mag dit jou vrae wat jy het oor ware bekering beantwoord. Het sy van ander of van jouself. Mag elkeen van julle waarlik bekeerlinge van Jesus Christus wees en word. Mag julle wonderlike Christusgevulde dag en 'n Christusgevulde week beleef. En as dit die Here se wil is, kom ons volgende Sondag weer by mekaar om verder deur hierdie brief aan die Tessalonisense te werk. Maar tot dan, mag die genade van God met julle wees. Mag God self met julle wees. En mag God julle seën. Shalom.